Môre geliefde, welkom op hierdie bewolkte Vrydagoggend. Vanoggend gebruik ons die opdrag van die Here, hoor ons die opdrag van die Here, as hy sê voorbeeld. Daarmee bedoelende volg my voorbeeld. In een van my vorige gemeentes was daar 'n dame wat Sondag vir Sondag na my toe gekom het na 'n preek en vir my gesê, Dominee, dit is goed, jy het nou vir ons gesê wat om te doen. Maar jy moet nou 'n slag vir ons sê hoe om dit te doen. En dis die Here God. Sien, hy gee vir ons 'n opdrag. Maar hy los ons nooit alleen in die duister oor daai opdrag nie. Hy gee vir ons ook die hoe daarvan. Kom ons lees ons teks vanoggend in 1 Korintiërs 11. Paulus skryf, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. God se opdrag om sy voorbeeld te volg is wat vanmôre die hoe van die proses is. En ek gaan vanmôre 'n storie vertel. Baie jare terug was daar 'n klomp sendelinge wat ergens in die Suid-Pasifiese eilande gegaan het om die evangelie daar te verkondig. En hierdie groot seilskip het naby aan die kus van een van hierdie eilande anker gegooi. En die kaptein het hierdie mense gesmeek, moenie gaan nie. Hy was oortuig dat hulle doodgemaak sou word. En dan is dit dan ook so dat hierdie sendelinge doodgemaak is, buiten behalwe een enkele man. Die eilandbewoners het gegaan dat hierdie man se tong uitgesny, sodat hy nooit weer die naam van Jesus Christus by hulle sou noem nie. En hy daar gewoon tot die dag van sy dood. Jare later het daar ander sendelinge gekom en gevind dat hierdie eilande, die mense daar in vrede met mekaar leef en God dien. En hulle die evangelie aan hierdie eilandbewoners begin verkondig en opgemerk dat hierdie mense nie verbaas lyk nie. Toe die sendeling hulle vra of iemand hulle reeds van Jesus Christus vertel het hulle geantwoord, ja, ons ken hom. En hulle het na die man se graf gewys en gesê, ons het hom daar begrawe. Sien geliefde, sonder om 'n woord te spreek, sonder om 'n tong te hê, maar dit uit te leef, die voorbeeld wat ons Here Jesus Christus vir ons in die woord stel, is wat hy vra. Ons moet so leef en so doen en so praat dat mense vir Jesus in ons kan sien. Laat ek en jy dan vanoggend 'n lewende brief wees vir die mense om ons wat hom nog nooit ontmoet het nie. En mag hierdie lied vanmôre ons net weer herinner aan wat die jaar vir ons voorlê. Groot is die trou, Heer, my God en Vader, rotsvas die woorde en blywend die Gees. Die trou wyk nooit en die goedheid die lewe, die wat vir altyd dieselfde sal wees. Groot is die trou, Heer, groot is die trou, Heer, dageliks sien ek die genade ontvou. Die hand versorg my in nood en in lyding, ek staan verstom voor die liefde en trou. Sonder
U trou Heer, dagelijks sien ek U genade ontvou. U hand versorg my in nood en in lyding. Ek staan verstom voor U liefde en trou. Groot is U trou Heer, groot is U trou Heer, dagelijks sien ek U genade ontvou. U hand versorg my in nood en in lyding. Ek staan verstom voor U liefde en trou. Ek staan verstom voor U liefde en trou. Here Jesus, U gee my ook die hoe van die opdragte. Leer my om U voorbeeld daagliks te volg in 2026. Amen. Mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.